En die tema wat ons vandag aan die hand van die skriflesing hanteer is Use it or lose it. Kom ons lees saam. Ons skriflesing kan jy maar nog vir my saamvat. Voordat ons dit saam lees, kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg om U te kan bid op 'n Sondagoggend vroeg in 2026. Ons is bewus, Here, van U goedheid in die verlede. Ons is bewus dat U ook vir ons goed wil wees en sal wees deur elke omstandigheid in die nuwe jaar. Here, ons hier aan die begin van die jaar bid ons vir die skole wat hervat, vir almal wat in 'n nuwe roetine inkom by die werk. Ons bid vir mense wat bedroef is deur beproewing, deur die afsterwe van geliefdes, mense wat worstel met siekte en uitdagings van watter aard, of dit finansies, of kinders of ouers, of wat ook al in die lewe is. Here, maak ons ook in die gemeente bewus van mekaar se nood, maak ons aanmoedigers, dat ons mense sal aanmoedig, maak ons betrokke by mekaar. Ons wil graag, Here, soos U wees, ons wil omgee mense wees, ons wil in die waarheid leef, ons wil die Vader van die waarheid, ons wil Jesus, die weg, die waarheid en die lewe aanbid. Here, ons het gekom om U te dien vanoggend. Ons het al gedoen met die lofoffers van ons liedere. Die res lê nog vir ons voor, die lekker tyd as ons nou na U woord luister, gevoed word en gaan groei in ons kennis en ons insig van die woord. En Heilige Gees, dankie dat U van die Vader gestuur is om ons te kom lei in die waarheid, weg van die leuen af in die waarheid. Seën ons, Heilige Gees, as ons U woord luister en maak ons geestes oë oop en die ore van ons hart wyd oop om te hoor wat die Gees vir die gemeente sê. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Matteus 25 van vers 14. Verder gaan dit soos 'n man wat op reis wil gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir die een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2, vir 'n derde 1, vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy eie bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2, maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van hierdie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 en sê: "Meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het." Toe sê sy eienaar vir hom: "Mooi so, jy's 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê: "Meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het." Sy eienaar sê toe vir hom: "Mooi so, jy's 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê: "Meneer, ek ken u en ek weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was dat ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u geld terug." Toe sê die eienaar vir hom: "Jy's 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en gepluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld aan die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die wat 10 het. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word, hy sal oorvloed hê, maar die een wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word.
en gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op die tande kners. Tot sover die Here se woord, hy seën ons as ons dit saam oordink. Dit is nou al die 11de Januarie, en ek dink meeste van ons se Kersbome is nou al afgeslaan, as jy nog die Kersfees ding en die liggies in jou huis doen. Ek het gesien hier tussen Kersfees en Nuwejaar het hulle vinnig in die winkels die bome afgeslaan, en die terugskool toe voorraad al op die rakke verskyn. So die jaar hardloop vinnig, maar ek dink, as ons nog 'n boom gehad het by die huis, en jy gaan kyk na Kersfees onder die boom, daar staan nog geskenke rond. Is mos ondenkbaar. Onopgeëiste geskenke. Of ongebruikte geskenke. As party van hulle al oopgemaak is, en die eienaar het daarna gekyk en besluit, ek gaan dit nie gebruik nie, en hy laat dit net daar onder die kersboom ongebruik. Dit maak ons nie sin nie, dit gebeur ook nie in die praktyk nie. In rugby is daar 'n reël, use it or lose it. As 'n span 'n losgemaal wen en die besit van die bal kry, dan sê die skeieregter vir die 9, use it 9, julle ken dit, as jy nie rugby kyk nie, as jou man kyk dalk, dan hoor jy dit in die agtergrond, use it, jy hoor dit dikwels hoe dat die skeieregter dit sê, dit beteken jy het besit gekry van die bal, en as jy die bal nie speel nie, die nommer 9 moet besluit, gaan ek uitgee, gaan ek 'n hoë skop gee, gaan ek self 'n breek maak, maar hy moet daai besit toeëien en iets daarmee doen, en as hy dit nie doen nie, dan staan jy die besit af. Dan kry die opponente 'n strafskop. As jy die geskenk onder die boom nie oopmaak en gebruik nie, dan verloor jy die gebruik daarvan. En dis wat hierdie gelykenis vir ons sê. As jy dit wat die Here vir jou gee, nie vat nie, nie gebruik nie, eienaarskap neem nie, nie die papiere afskeur en met dankbaarheid dit vat nie, gaan hy dit van jou af wegvat. 'n Goeie vriendin uit die FSA kuier die vakansie hierso by ons, in die noordelike voorstede is sy by 'n gemeente, saam met vriende, is sy in die kerk, en daar's 'n Desember bywoning. Ons weet wat 'n Desember bywoning is. Dis eil, daar's min mense, mense is op vakansie, mense het die kerk ook 'n bietjie met vakansie gestuur, hulle sê die Here is nog nie op vakansie nie, maar hulle, die kerk kan 'n bietjie rus ook, en dis ook okay, as jy daai breek maak, en maar sy sê toe, die bywoning hier is makarig, daar by ons, in die voorstad van Seattle waar ons bly, is die kerke altyd vol, ongeag vakansies. En sy sê toe 'n ding, die rede, dink ek, sê sy, is dat die mense in Amerika is oor die algemeen al so los van die kerk, dat die wat kerk toe kom, daar wil wees. Hulle is nie in die kerk gebore nie, hulle is nie deel van 'n kerk nie, en as hulle deel raak van 'n kerk, dan maak hulle 'n keuse, en hulle wil graag daar wees. Jy moet 'n besluit neem om iets te vat, dit gebruik, en dit dan doen. En dis waaroor dit vandag gaan. Ons moet 'n besluit neem. En dis die uitdaging van Jesus se koms. Hy het die losgemaal, die skram teen die bose, die sonde en die dood het hy gewen, en die besit wat hy vir ons gee is die ewige lewe, 'n nuwe lewe van verlossing, en hy bied dit vir ons aan, dit lê daar en ons moet dit vat. Nou, mense, weet ons, oor die eeue en vandag nog in Suid-Afrika en die res van die wêreld reageer verskillend op hierdie gawe, geskenk van verlossing en lewe wat die Here vir ons gee.
Ook in die tradisionele kerke waarvan ons deel is daar verskillende reaksies op hierdie geskenk. Party ontvang die doop, die verbondsdoop as kinders. Hulle groei op deur die jeugbediening, die katedese, die sonnaskool soos ons dit in die ou dae geken het, skryf Bybelkennis eksamens en dan vorder jy ook daardeur soos op skool, jy's deur totdat jy belydenis aflê en dan het jy jou permanente verblyfreg verdien. Dis so in Amerika, jy kry 'n groen kaart, dan jy jou permanente verblyfreg verdien en dan kan jy daar bly. Soos wat ons met ons paspoorte en ons identiteitsdokumente Suid-Afrikaanse burgerskap het, ons het die reg verdien deur ons geboorte om hier te bly. Baie keer dink ons in die tradisionele kerke, nie in die gereformeerde kerke nie, dat jy's in die kerk gebore, jy het die reg om hier te wees. Maar jy het nog nie die geskenk van jou verlossing gevat en gelewe nie. Ons skrifgedeelte vanoggend laat ons hieroor nadink. En kom ons sê dit sommer hier in die begin, hierdie skrifgedeelte het ons al baie gehoor, en dis een van die skrifgedeeltes waarvan die betekenis die meeste verskraal word van baie dele in die Bybel wat ons ken en wat ons gebruik. Dis mos baie gewild by skoolopenings en veral by prysuitdelings. Jy moet jou talente gebruik. Dis 'n verskraling van die betekenis van hierdie woord, want in die Grieks waarin die Bybel oorspronklik geskryf is, die Nuwe Testament, is die woord wat hier met muntstukke vertaal is, en wat in die ou Afrikaanse vertaling vertaal is met talente, is tantalon, en dit beteken nie talente soos 'n natuurlike gawes en talente, soos 'n akademiese sport, redenaars, watter talent nie. Dit gaan eintlik oor 'n gewigsmaat, 'n geldeenheid. Geld is in gewig gemeet destyds. Dit gaan hier oor 1 talanton, 1 muntstuk, wat werd was 20 jaar se inkomste van 'n gewone arbeider van destyds. Selfs hoef jy daai ou wat net 1 gekry het, jammer te kry nie. Dit is 'n redelike stewe, goue platinum handdruk wat hy ontvang het, 20 jaar se inkomste van 'n arbeider van destyds. Die woord kan ons nie eintlik vertaal met 'n talent wat ons verwar met natuurlike vermoëns nie. Dis 'n groot som geld van destyds. En in die konteks van hierdie gedeelte beteken 'n talent, 'n muntstuk, 'n gawe, die geleentheid wat God aan jou toevertrou om iets in sy koninkryk, jou lewe op aarde sigbaar te maak van hierdie groot geskenk wat jy ontvang het. Die geskenk van verlossing, die geskenk van die ewige lewe, die geskenk van nuwe lewe. Burgerskap in God se koninkryk het regte, voorregte, maar dit het ook verantwoordelikhede. Verbeel jou, jy kry kleure van 'n span. Jy word 'n springbok in 'n spesifieke sportsoort. Jy het nou kleure, jy het jou reg verdien om daar te wees, maar jy dag jy op by die oefening. Dit kan mos nie. Die gelykenis sê vir ons, daar's breedweg 3 soorte reaksies, 3 soort mense. Daar is die waghalsiges of die doeners. Hulle is bereid om te waag. Daar's die konservatiewes, dis die ouens wat 2 muntstukke gekry het. Hulle is versigtig om te waag. Hulle belê 'n deel van die geld, hulle woeker met 'n deel van die geld. Hulle is bereid om 'n klein risiko te bereken en te loop. En dan kry die onvergenoegdes of die luies, hulle is glad nie bereid
om te waag nie. Die eerste twee maak dadelik hulle geskenke oop wat die eienaar vir hulle gegee het en hulle gebruik dit. Die derde een sien die potensiaal van dit wat hy gekry het, maar hy beheer dit. Hy's te jammer daarvoor, hy's bang om iets te waag daarmee, want hy gaan dalk iets verloor. Hy maak waarskynlik 3 foute in sy manier van dink wat hom laat doen hoe hy doen. Hy vergelyk homself met ander. Vergelyking, geliefdes, het altyd destruktiewe gevolge in ons lewens. Ons almal ken vergelyking. Ons almal vergelyk ons met mekaar. Ons almal vergelyk Suid-Afrika met die res van die wêreld en partykeer wil jy nie meer hier bly nie, jy wil elders gaan bly. Ons kyk na onsself in die spieël en ons sien iemand van wie ons dalk nie hou nie. Die proporsies is nie reg nie, die grootte is nie reg nie, want daar is 'n standaard gestel van dit is mooi en dit is aanvaarbaar en goed, dis geseën, dis talentvol en ek is dit nie. Ons vergelyk onsself met anders en dit lei altyd tot meerderwaardigheid. Jy dink te veel van jouself of minderwaardigheid, jy dink te min van jouself. Ons ken dit baie goed. Jou IQ ken jy dalk. Jou emosionele IQ ken jy dalk. Hoe slim jy met mense werk. Daar word vandag gepraat ook van 'n geestelike IQ. Daar's ook 'n gradering van Christene. Jy's 'n groot Christen of 'n klein Christen. Jy's 'n gewone Christen of 'n wedergebore Christen. Jy's 'n nominale Christen wat net 'n name Christen is, of jy's 'n deurleefde, opregte kind van die Here. My ma het altyd gepraat van die vrou of die man is 'n tere kind van die Here. En daarmee sy bedoel 'n baie toegewyde mens wat vir die Here lief is en dien. Weet jy, as ons onsself vergelyk, dan sien ons altyd in terme van wat ons nie het nie. Of ons is geneig om ons te sien in terme wat ons nie het nie, en nie in terme van wat ons wel het nie. Weet jy, God, wanneer hy weer kom, wanneer die eienaar terugkom, gaan hy nie vir ons vra, wat het jy gedoen met wat jy nie gehad het nie? Die vraag is, wat het jy gedoen met dit wat jy gekry het? Die tweede ding, hy laat vrees sy lewe oorheers. Hierdie derde slaaf was bang vir die eienaar. Hy was bang vir mislukking, maar eintlik het daai vrees gekom vanuit sy vrees vir die eienaar. Die prentjie wat ons van God het, die eienaar, bepaal of ons bang gaan wees om te woeker met dit wat hy ons gegee het. Dit konfronteer ons vanoggend met ons godsbeeld. Wat 'n prentjie van God het ons? Is dit die liewe Jesus sagte prentjie tussen die groen gras van Psalm 23, die lammertjies op sy skoot, die goeie herder, of is dit die kwaai ene op die troon wat heers en wat gaan kom om te oordeel? Is jy ook dalk bang vir God? Ek kan goed onthou toe ek kinders was, toe ek 'n kind was, toe ons kinders was, het ouers hulle kinders bang gemaak met die dominee, God se verteenwoordiger. Jy moet vir jou gedra, jy moet soet wees, anders roep ek die dominee. En as die dominee by die huis kom, of as die dominee in 'n geselskap inkom, dit weet ek en Roan baie goed. As hulle weet wie jy is en wat jy doen, sorry dat ek so lelik gepraat het, ek het nie geweet jy's hier nie. Hoe stupid argument is dit? Die Here is altyd by jou, en nou kom iemand in wat die Here verteenwoordig, en nou skielik is jy ontstel. Hoekom gebeur dit? Jy's bang vir die Here. Dit is 'n verkeerde godsbeeld. God is lief vir ons ten spyte van wie ons is en wat ons doen,
Hoekom moet jy jou kinders bang maak met die Here? Die Here hou jou dop. Jy moenie stout wees nie, ek gaan nou my rug draai, en okay, daar's twee goed, ek het oë in my agterkop, kinders glo dit mos, hulle ouers het oë in hulle agterkop, en die Here kyk ook vir jou, ek kyk vir jou en die Here kyk vir jou. Waaruit sprei dit? Vrees. En meeste van ons is lae risiko mense, ons wil nie waag nie, ons wil nie misluk nie, sê nou ek is nie goed genoeg nie, en julle wat die markte ken sal weet, hoë risiko, hoë opbrengs, lae risiko, lae opbrengs. Geen risiko, geen opbrengs en geen groei nie. Vrees is destruktief. Dit kom nie van God nie. Daarom as vrees deel is van jou prentjie van jou godsdienst en van wie God is, dan gaan daar vir jou geen wins, geen groei in jou geestelike lewe met God wees nie. Geen groei in die gawe en die gebruik van die geskenk van verlossing nie. Ons het begin in ons gesprek vanoggend deur te praat oor oneerlikheid. Hoekom lieg mense? Toe ek nou hier aankom in 'n ry hierso deur die dorp en die verkeer is opgeblok, my eerste gedagte is ek gaan vir Roan hulle sê, sorry ek's 5 minute laat. Dis waar die verkeer was opgeblok, maar ek het 10 minute gehana by die huis, wat ons laat weg is. Maar ek begin nie daarmee nie, hoekom doen ons dit? Ek wil myself voorstel as iets anders. Ons is van nature, is ons nie eg en eerlik nie. Daarom is ons baie keer bang om onsself met die waarheid bloot te stel. Hoekom het Petrus vir Jesus verloon? Kan jy onthou? Hoekom het hy vir Jesus verloon? Hy was bang daardie aand, dit was nie lekker na Jesus se gevangeneming nie. Die atmosfeer was gelaai, hy was bang vir sy eie lewe. Waarom was Moses bang toe hy sy roeping gekry het? Here, ek kan nie praat nie, ek kan nie oordentlik praat nie. Ek kan nie hierdie ding doen nie. Waarom lieg Isak en sê Rebekka is nie sy vrou nie? Waarom doen sy pa Jakob dit met Sara? Oor Sara sy vrou, deur te ontken dat sy sy vrou is, hulle is bang gewees. Vrees is by God nie 'n geldige verskoning nie. Die derde slaaf kry 'n baie erge beoordeling. Hy was nie verantwoordelik of onverantwoordelik nie. Dit gaan nie oor die manier waarop hy hierdie belegging hanteer het. Daar's nie waardeoordeel daaroor nie. Hy was lui en sleg. Dit is nogal 'n wrede beoordeling. Jesus het geen begrip vir vrees nie. Hy sê eintlik vir die derde slaaf is 'n flou verskoning. En dan kom die slaaf en hy gee sy indruk van God. Ons het nou nog gepraat van prentjies van God. Sy indruk van God is dat hy 'n kwaai baas is. Hy oes waar hy nie gesaai het nie. Hy's kwaad, hy's hard. En dan as die eienaar antwoord, dan sê hy, jy het geweet ek is so kwaai baas. Dit beteken nie dat hy bevestig dat hierdie man reg is nie. Hy herhaal doodgewoon hierdie man se indrukke van hom. Jy het mos gesê ek is so. Hoekom het jy dan niks gedoen nie? Bevestig net vrees, laat jou niks positief doen nie. Dit het eintlik net altyd 'n negatiewe effek op jou lewe. Ek het die idee dat meeste mense vandag soos die derde slaaf reageer. Dat ons dalk baie keer onsself jammer kry dat ons so min gekry het. Maar ons moet dit ook erken, moet ons ook maar hoor dat ons sleg en lui is as ons agter verskonings skuil nie. Hoe oorkom ek hierdie vrees ding? Die eienaar het
sy besittings aan sy slawe toevertrou. Dit beteken, hy het hulle vertrou, hy het geglo, hulle kan goed daarmee omgaan. Maar hulle het hierdie vertroue nie gehoor en daarvolgens gehandel nie. Wie van ons se Kersgeskenke van verlede jaar lê nog onder die boom? Ons gee mos deesdae vir mekaar gebruiksgoed en nie meer luukse goed nie in die tyd waarin ons leef. Het jy dit onder die boom laat lê? Of jy dit oopgemaak en gebruik? As ons nie ons geskenke onder die Kersboom laat lê nie, as ons dit optel en dit gebruik, as ons die bal wat ons gewen het optel en gebruik, in die alledaagse lewe, hoekom doen ons dit dan nie met God nie? Ons het geestelik almal 'n rykdom gekry. En ek wil hierdie beeld gebruik. Jy sien 'n prentjie van 'n volkleur hoë definisie skerm op 'n slimfoon, 'n klein skermpie. Jy sien 'n hoë definisie, selfde specs op die tablet en dan sien jy dit op die groter skerm. Dan sien jy dit op die rekenaarskerm. Almal het dieselfde gawe, almal het toegang tot die sein, tot die krag van die rekenaar of die wifi verbinding. Almal het 'n koppeling met die bron. Almal het dieselfde hoë definisie skerm. So die slimfoon moet hom nie self jammer kry en sê, maar ek het nie 'n groot skerm nie, ek is useless, ek kan nie dit gebruik nie. Ek kan nie my hoë definisie potensiaal gebruik in die lewe nie. As jy 'n klein skerm van die Here ontvang het, dan is jy net so ryk soos iemand wat by groot skares optree en mense beweeg om Jesus aan te neem en te groei. As jy maar 'n klein aandeel in die gemeente het, want jy kan brei of jy kan iets bring vir die uitreik, dan skitter jy met jou klein skermpie hoë definisie, want jy's gekoppel aan dieselfde skerm as iemand wat groot goed kan doen. Hierdie gawe wat die Here vir jou gegee het, gebruik jy met wat jy het. En die Here as hy weer kom, gaan nie vir jou vra, wat het jy gedoen met wat jy nie gehad het nie, maar wat het jy gedoen met wat jy gekry het? En die vraag hier, na die Kersfeestyd en hier in die Epifanietyd, waar ons Jesus, die godsverskyning van Jesus sien, hoe dat dit deur begin breek in die wêreld in, hou ons vir Jesus in die krib? Loer ons elke Kersfees so oor die krib en sê, ag mamma, is dit nie die dierbaarste, mooiste dingetjie nie? Die Jesuskind in die krib met Kersfees. Die Jesus het 'n man geword. Die Jesus het aan 'n houtkruis gehang. Die Jesus het gesterf. Hy het gelei. Hy's begrawe en hy het opgestaan en hy lewe en hy heers op die troon. En toe hy weg is, het hy hierdie gawes aan sy kerk toevertrou. Toe het hy slimfone en tablette en rekenaars uitgedeel, almal met hoë definisie potensiaal. Almal gekoppel aan dieselfde bron, die krag van die internet van die Heilige Gees wat vir almal daar is. Hoekom gaan jy jou skerm afsit? Hoekom gaan hy slimfoon sê, ek is te stupid en te klein. Ek gaan nie my gawe gebruik nie. Of gaan ek my gawe koppel, soos daai skerm daar agter, het sy eie gawes en resolusie en manier van 'n ding doen,
Maar daai rekenaar het toegelaat dat hy koppel, en nou het hy 'n groot funksie. Dis ons roeping, dis wat hierdie gelykenis vir ons vra is. Stel jouself tot beskikking, use it or lose it, want dis wat hierdie gelykenis mee afsluit. As jy dit nie gaan vat nie, as jy dit nie gaan gebruik nie, as jy jou geleentheid om te groei, ook in 2026 nie gaan gebruik nie, dan kan jy dit verloor. Nou na Kersfees moet ons gestalte gee aan Jesus. Wie is Jesus vir jou? Is hy die kind in die krib? Die Jesus aan die kruis? God op die troon, die Heilige Gees? Is hy jou verlosser? Of ook jou Here, vir wie jy alles wil gee? Kom ons maak ons oë toe en ons dink aan dit wat die Here met ons gedeel het vanoggend uit sy woord. Wat het jy gemaak met die gawe wat die Here vir jou gegee het? En wat kan jy in 2026 doen met hierdie gawe? Here, ons voel baie keer minderwaardig, omdat ons nie so begaafd is soos ander mense nie. Maar het vir ons 'n liggaam gegee, het of vir ons sintuie gegee, het vir ons menswees gegee, het vir ons die geskenk van lewe gegee, wat ver in die ewigheid in verby die dood strek. Kersfees het ons kom herinner, en ons gaan vorentoe die jaar in Pinkster ingaan, in die lydenstyd in Pinkster, waar ons weer jaarliks herinner word, die bal het uitgekom aan ons kant, ons moet hierdie geleentheid optel en gebruik. Ons moet nie bang wees nie, Here, ons bring ons vrese na U toe, ons dom besluite. Help vir ons, Here, om dapper te wees en U te vertrou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.